Goeiedag, gefokus. Kom ons kyk weer hoe seremoniële godsdiens die Here uit die kerk verdring. In hierdie gesprek gefokus, wil ek graag vir die saak so verrig. Die leier dra die Jesuskers en sit die brood in die mond. Kom ons kyk na hierdie saak. Kom ons kyk eers na wat en wie is ons lig. In Johannes 8 vers 12 sê die Here: Toe het Jesus weer met hulle gepraat en gesê: Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal beslis nie in die duister leef nie, maar sal die lig van die lewe hê. In hierdie gedeelte verklaar die Here dat hy, Jesus Christus, is die lig, bedoelende dat sy lyding, kruisiging, sterwe en opstanding en die manier waarop hy die Heilige Gees elke dag aan ons gee, is die wyse waarop ons in die lig leef. Ons lewe in die lig van die Here se liefde. Ons leef nie in die duisternis van sy oordeel nie. Ons lewe in die lig van die Here se barmhartigheid. Ons leef nie in die duisternis van God se wraak. Ons leef in die lig van die Here se genade. Ons leef nie in die duisternis van God wat ons straf nie. En omdat ons in hierdie lig lewe, kan ons ook met al ons sondigheid en gebreke en foute, kan ons met Christus lewe en kan ons onsself toewy aan sy wil en nie teen gebruik. En daarom sê hy, julle moet my volg. Volg beteken, hoe volg ek Here? Glo in wie hy vir my is, en dan is hy vir my die lig. En volg beteken, uit die gehoorsaamheid wat hy in my skep, luister ek na wat hy vir my sê. So volg ek die Here. Ek wil vir julle nog 'n insident noem wat weer in die noordelike synode van die NG Kerk plaasgevind het. En ek dink wat in 'n sekere sin treffend was as 'n oomblik waarin jy geweet het nou is ek binne in die rituele godsdiens, die afgodsdiens van seremonie. Die synode se opening is nie geopen eers met die woord van God. Dis geopen met 'n seremoniële optog. In ons tradisie is dit vreemd, maar dit omdat ons nou ritueel word, of gelei word om ritueel te wees, word hierdie ook nou 'n deel van 'n vergadering, 'n erediens. Dit is 'n seremoniële optog, 'n rituele optog. Wat gebeur? En dit verraai eintlik iets van die spiritualiteit van hierdie geestelikheid. Dit klink so. Die leier van die kerk, dis die moderator, wat eintlik maar net die voorsitter van die vergadering op die dag bestuur. Maar nou is hy die moderator, hy is die leier van die kerk. Stap voor en agter hom stap al die ander leiers van die kerk. Stap hulle die vergadering binne met die Jesuskers, wat anders. So wie dra die Jesuskers in die vergadering? En dit is dan die spirituele leier. En agter hom kom hierdie ander sogenaamde spirituele leiers dan, en hulle is oop in die vergadering met 'n spirituele magsvertoning. Want dit is 'n prosesie, dink 'n bietjie aan die opening van die parlement. Wat is die prosesie in die opening van die parlement? Dis 'n openbare magsvertoning. Dan moet jy weer, hoekom met die kerk? Hoekom met die seremonie van die kerk? Dit gaan oor 'n besluit wat die NG Kerk se algemene synode in 2004 geneem het, waar hulle gesê het, die kerk word nie meer deur vergaderings gelei in die sin van koers gegee, rigting gegee. Dis nie meer 'n kerk van die gesamentlike vergaderings. Die leiding is deur die visie en die missie van die spirituele leier, wat eintlik 'n verkose lid is, maar as hy verkies word, is hy direk daarna, is hy nou komstig die leier van die kerk, en moet die kerk sy visie volg. Hy is die man met die lig vir die kerk. Want visie beteken lig. Die visie om te sien wat die kerk moet wees,
te weet wat die kerk moet wees, en hy dra die visie. Die ouetjies wat agter hom aanloop, hulle moet die missie gaan uitvoer. Dit is die bemagtigde leiers, deur die visie van die groot leier wat die kerk dra. En so vergadering, en is dit ook met die nagmaal visueel gemaak. Wat het gebeur? Die groot leier, die spirituele leier, die visuele leier, of die leier met die visie, het die nagmaal bedien en het is so bedien. Hy het as spirituele leier, het hy die brood gevat, en die ander bemagtigde leiers wat die missies moet gaan uitvoer, het in so halfmaan gesit. En dan stap hy na elkeen toe en hy sit vir hulle die broodjie in die mond. Elkeen kry van hom die broodjie in die mond. As wat? As 'n vertoning op 'n verhoog, 'n uitgebeelde drama, 'n geestelike spirituele drama, vir almal wat daar by die tafel sit en net die gewone brood en wyn kry. Wat is hierdie spirituele drama van die hoofleier sit die broodjie in die mond? Want dit gaan oor hy is die groot kerk. Hy is die lig. En hy is die visie draer wat die ander leiers die missie gee. Hy maak van hulle bemagtigde leiers en die res van die ou moet hulle volg. Daar kry jy die woord. Hoe volg jy die Here in 'n seremoniële kerk waar die leier die lig die kers is, of die kers dra met sy visie en die ander die kers verder vat met die missies. Jy volg so kerk deur die ou te word wat die visie en die missie van die kerk moet gaan uitleef. Wat sê die Here? Die Here sê nie ek het 'n visie. Die Here was nie 'n visionêre leier. Die Here sê nie ek het 'n missie. Die Here bemagtig nie mense met die nagmaal om lig vir die kerk te wees. Hy is die lig. En hoe volg ons die Here? Ons volg die Here wanneer ons glo in sy lyding en opstanding, en wanneer ons leef in sy barmhartigheid en genade, en wanneer ons luister na die wet, 'n wet wat ons nie straf of oordeel, dan volg ons die Here. Maar in 'n seremoniële kerk, 'n kerk met seremoniële godsdienst, volg jy die visie en die missie van die leiers. Die hoofleier met die visie en die ander met die missie, die een wat die leier wat die broodjie en die ander se mond sit. Ons het nie eerbied vir sulke geestelike dramas nie. Ook nie vir die mense wat in sulke geestelike dramas speel nie. Ons het die eerbied vir die Here. Hy is ons lig. Baie dankie.